Goeiedag vriende, dit is Mike Spies hier van Namakwa Toere en ek sit hier by Arabush Travel Lodge in Windhoek waar ons vorige Namibië toer klaargemaak het en ons volgende een vandag afskop. Nou ja, ons vorige toer het afgeskop in Kaapstad en ons is na die Strasberger Velskoenfabriek op Klein Willem as ons eerste stop voordat ons 'n draai gemaak het in die Pakhuisberge by die graf van C. Louis Leipold. Ons eerste nagse akkommodasie was by Namakwa Lodge op Van Reinsdorp waar ons soos oudergewoonte daai aand 'n lekker weglê ete geniet het voor ons die volgende oggend dou voor dag in die pad geval het na Namibië en ons het die grens oorgesteek by Noordoewer. Ons is deur die Fuelsrif grenspos na Noordoewer en daarvan af is ons na Ausengeer al teen die Oranje rivier af en toe het ons 'n grondpad gery met die pragtigste tonele daar in die Ice Richtersveld oorgrenspark waar ons ook uiteindelik by die Visrivier Canyon uitgekom het voordat ons daai eerste of tweede aand van ons toer en eerste aand in Namibië oornag het by Ice. Ice was werklik waar lekker. En daar's natuurlik baie mense wat hulle eie opinies het rondom Ice, maar ons het dit vreeslik geniet. Ons het lekker geëet. Die mense het baie goed na ons gekyk en was vriendelik en natuurlik die kos ook nie te sleg nie. Maar die rede hoekom ons by Ice bly, is daai pragtige natuurtonele rondom ons, die berge en daai warm water swembad. Die volgende oggend is ons van Ice terug na die Oranje rivier, daar by Ausengeer en al teen die rivier af het ons gekronkel langs die Oranje rivier in die Richtersveld oorgrenspark. Ons het halfmensplante gesien en werklik net weer eens die mooiste natuurtonele tot ons uiteindelik by Rospina aangekom het. Van Rospina is ons na Aus, van Aus is ons na Luderitz en ons het die wilde perde gesien tussen Aus en Luderitz en ons het 'n Kolmanskop spookdorp toer gedoen waar Ronaldo ons mense begelei het deur die spookdorp en die geskiedenis, die ryke geskiedenis van Kolmanskop vertel het. Ons het 'n draai gemaak in Luderitz, gaan kyk na die Velsenkerke, daai klipkerk waar elke liewe deeltjie van daai kerk toe die Duitsers het destyds gebou het, uit Duitsland uit ingevoer is, ja, selfs ook die bousand. Ons het daai aand oornag by Aus, ons het weer die wilde perde gesien op pad terug, maar hy het uitgespring met haar kamera so naby aan daai perde gekom as wat 'n mens kon, en selfs in een van die perde gevat, wat daar gebyt het, omdat sy nie 'n appel gehad het om vir hom te gee nie. Ons het lekker gebly by Aus, weer eens baie lekker geëet, daar by Piet Swiegers hulle, en die volgende oggend is ons die Namib woestyn in, op pad na Sossusvlei. Op pad na Sossusvlei het ons een van die eerste goed ons gesien het op die lang grondpaaie tussen Aus en Sesriem was 'n windpomp gewees wat deur die Duitse boer Siegfried Schneebel gebou is in 1997, maar hierdie struktuur het nogal die mense omtrent laat kop krap oor wat presies dit is, want dit lyk glad nie soos 'n windpomp nie. Nou ja, ons het toe kort daarna afgedraai op die D707. Nou, as jy al ooit gehoor het van die D707, sal jy weet dat dit deur baie mense beskryf word as die Chapman's Peak van Namibië. Hoewel hierdie pad 'n hoë risiko inhou vir papwiele en ander dinge wat kan verkeerd loop op hierdie slegte grondpaaie, wat baie ook baie slegte sandpaaie het, is dit werklik waar een van die roetes wat 'n mens nie moet misry as jy die regte voertuig het daarvoor. Gelukkig het ons 'n 4x4 bus en ons kon hom ry. En toe uiteindelik, na 'n baie lang dag van pragtige berge, duine, kokerbome, kameeldoringbome en net alles wat pragtig is rondom ons, kom ons toe by ons kasteel in die woestyn in Lemmerage. Wat 'n pragtige plek en verseker glo ek een van die plekke wat ons mense die meeste geniet het op ons hele toer deur Namibië, want werklik waar hierdie plek se diens en hulle, ek dink 5 of 6 gang maaltyd eetes en natuurlik net die pragtige landskappe rondom ons is iets wat ek dink ons mense ook vir altyd sal onthou. Ons is die volgende oggend baie vroeg na die Sesriem hek wat op pad is na Sossusvlei
En daar het ons geduldig gewag tot die hekke oopmaak en toe is ons die park binne, want ons wou een van die eerste mense wees wat daar by Sausage Vlei se parkeerterrein op pad na die dooie vlei aankom. Ons was een van hulle gewees, ons het op die safari bakkies gespring en wow, het die mense nou regtig waar die dooie vlei terdee geniet. Maar hy het selfs 'n gemsbok daar agterna gesit en ek is seker een van die mooiste foto's geneem van 'n gemsbok op 'n rooi sandduin met sy spore agterna. Kyk net hierna. Ons is toe daarvan af weer terug na Le Mirage vir ons tweede nag by ons kasteel in die woestyn en ja, die volgende oggend het ons die pad verder gevat na Swakopmund. Ons het eers 'n draai gemaak by Solitaire wat baie bekend is vir sy appelstrudel. Baie mense het vir hulle 'n lekker stukkie appeltaart gekoop daar by Solitaire en die ou karre bekyk. En daarvan af is ons toe verder na Swakopmund deur die Kaapvallei en die Kiesepvallei. Pragtige passe wat ons gery het daar, die Vallei van 1000 heuwels. En ons het ook toe die Welwitschas besoek, die maanlandskap. Ons het rommel gesien wat die Eerste Wêreldoorlog agtergelaat is deur 'n klompie Suid-Afrikaanse soldate wat Walvis Bay en Swakopmund moes binneval. En ons het uiteindelik ook uitgekom by ons pragtige oornagplek vir die volgende 2 nagte by View Resort by Langstrand, of soos baie mense dit beskryf, Dolfynstrand, tussen Walvis Bay en Swakopmund. Hierdie pragtige lodge natuurlik, net soos al die ander plekke wat ons gebruik op ons toer, is ook iets wat ek glo almal vir altyd sal onthou. Dit is net ongelooflik om daar te staan op jou balkon en te sien daar's absoluut niks tussen die hotel waar ons bly, by die resort, en die strand of die see nie, en ons kon die seelewe daar van ons balkonne af sien. Partykeer sien ons selfs ook die dolfyne baljaar in die see, en die mense die volgende dag, basies 'n dag vir hulle self gehad, waar hulle kon besluit wat hulle wou doen. Party mense het besluit om 'n lugballon te gaan ry. 'n Ervaring, dit is iets wat ek verseker wees sal doen, om op 'n lugballon te staan en af te kyk op die aarde, en jy voel nie eers die wind nie, want jy is die wind, jy is saam met die wind, en elke nou en dan het hierdie massiewe vlamme bo jou kop. Wow, nee, ek sal dit altyd onthou en ek hoop regtig ek sal weer geleentheid kry om op 'n lugballon te ry. Baie van ons toerlede het natuurlik ook daai dag besluit om die Living Desert Tour in Swakopmund by Tommy Stories te doen. Dit is iets wat ons werklik vir almal kan aanbeveel. As jy in Swakopmund kom, doen dit. Jy kry dit nêrens anders om die wildlewe van die duine wat so leweloos en dood lyk te ervaar soos saam met Tommy's Living Desert Tours nie. Ons het een van ons aande in Swakopmund uitgeëet by Brauhaus en ons is van Swakopmund na Etosha Nasionale Park. Ons roete van Swakopmund na Etosha het ons geneem via Henties Bay, Uys, Korrigas en Oudtshoorn. En voor Henties Bay het ons die Duitse vissersdorpie Vlotskasbaken gesien. Ons het die skeepswrak die Zeila gesien daar teen die Skedelkus en uiteindelik 'n paar draaie in Henties Bay gery. Voordat ons verder gery het, verby die Brandberg na Uys, van Uys kort voor Korrigas weggedraai en toe uiteindelik by Oudtshoorn 'n lekker pastei in die bakkery geëet. En daarna is ons na Etosha waar ons 'n paar draaie in die park gery het. Nou wanneer ons Etosha toe gaan, maak ons altyd seker dat ons in die kampe by Etosha bly en ons verkies altyd Okukuyu. Nou Okukuyu het 'n watergat en vriende, laat ek nou vir julle vertel. Daai watergat is baie spesiaal, want daar het ons 'n trop van tussen 40 en 50 olifante gesien, en dit is nadat die hekke toegemaak het, nê? So, as jy nie meer kan rondry nie, dan moet jy of by jou lodge buite die park sit, of jy kan soos ons by die watergat sit en die diere besigtig. Daar was renosters gewees en daar's soveel wild wat ons gesien het gedurende ons besoek aan Etosha. Werklik die moeite werd. Ek weet daar's mense wat Etosha wil vergelyk met die Krugerwildtuin. Jy kan dit eenvoudig nie doen nie. Dit is 'n ariede park, die diere is baie minder, maar wanneer jy hulle sien, is dit super spesiaal.
ons het sommer met die aankomslag daar by Okukuyu se watergat 'n muskieljartkat gesien wat muis gevang het en dit toe daar in 'n boom reg bo ons koppe gevreet het. Op een van ons wildbesigtigingsritte het ons 'n ratel gesien wat regtig nie 'n saak gehad het met ons wat foto's en video's van hom neem nie. En een van die voertuie wat by ons verbygery het, hom glad nie eens gesien nie. Ons moes hulle stilhou en sê, "Hey, kyk hierso." En toe ons uiteindelik vir Etosha moes groet, is ons terug na Ochu, van Ochu na Otjiwarongo, daarvan af na Okahanya en uiteindelik het ons 'n stadstoer kom doen in Windhoek, hier waar ons is en waar ons gewag het vir die volgende groepie wat dan nou vandag invlieg hier na Windhoek. So, ons volgende toer vertrek hier vanaf. En natuurlik wanneer ons in Windhoek is, dan is daar net een plek wat ons huis noem en dit is hier waar ek nog die hele tyd rondloop gedurende die video's maak en dit is by Arrabush. Nou ek weet nie of julle agtergekom het hoeveel bome is hier rondom my nie, die voeltjies wat sing in die agtergrond en die vriendelikste personeel, die lekkerste kos, hierdie plek, Arrabush, moet hom eenvoudig nie misry as jy in Windhoek moet oorbly nie. Dit is waar ons altyd bly en werklik waar ek kan dit aanbeveel vir enige iemand. Hier is verskillende tipes kamers, van self-cateringkamers tot hotelkamers, en net om hier rond te loop en die natuur in 'n besige stad soos Windhoek te ervaar en te sien en te voel en te hoor, dit is wat Arrabush spesiaal maak. Nou ja, vriende, ons is amper weer op pad na die lughawe, Osiaku Taku internasionale lughawe, om ons toerlede vir die volgende toer te gaan haal. Bly volg ons op Facebook. Ons gaan alles wat ons sien en wat ons afneem met ons kameras en ons videokameras gaan ons met julle deel. So volg ons, share dit gerus en ja, ek dink hier is 'n hele paar tips vasgevang, soos die Engelsman sê, in hierdie video. As jy dalk iemand is wat nie daarvan hou om 'n bus te klim nie en self wil rondry, deel dit gerus met mense wat jy weet nog Namibië wil kom besoek. En as jy op 'n toer wil spring, kontak ons. Stuur vir ons 'n e-pos na info@namakwature.com of kontak ons kantoor op 027 21 91 377. Janet sal daar aan die kantoor gereed sit om jou oproep te ontvang en enige vrae te beantwoord. Alles van die beste van my kant af, Mike Spies van Namakwature. Daar staan ons bus. Hy staan gereed. Ons gaan dan nou 'n bietjie lughawe toe.